oor die woord van die Here. 'n Psalm van Dawid. Ek roep U aan, o Here, my rots, draai nie stilswygend van my af weg nie, sodat ek nie, as U teenoor my bly swyg, word soos die wat in die kuil neerdal nie. Hoor die stem van my smekinge as ek U aanroep om hulp, as ek my hande ophef na die binneste van U heiligdom. Ruk my nie weg saam met die goddelose en saam met die werkers van ongeregtigheid nie, wat van vrede spreek met hulle naaste, maar daar is kwaad in hulle hart. Gee hulle dan na hulle dade en na die boosheid van hulle handelinge. Gee hulle na die werk van hulle hande, vergeld hulle na hulle dade, omdat hulle nie let op die dade van die Here of op die werk van sy hande nie, sal hy hulle afbreek en hulle nie bou nie. Geloof sy die Here, want hy het die stem van my smekinge gehoor. Die Here is my sterkte en my skild. Op hom het my hart vertrou, en ek is gehelp. Daarom jubel my hart en sal ek hom loof met my gesang. Die Here is 'n sterkte vir hulle, en hy is 'n vesting van verlossing vir sy gesalfde. Verlos U volk en seën U erfdeel, en wees vir hulle 'n herder, en dra hulle tot in ewigheid. Ons teks, fokusgedeelte vers 9, verlos U volk en seën U erfdeel, en wees vir hulle 'n herder, en dra hulle tot in ewigheid. Die tema van ons boodskap, die Here het sy seun gestuur om ons verlosser en herder te wees. Neem jou toevlug na hom. Die Here het sy seun gestuur om ons verlosser en herder te wees. Neem jou toevlug na hom. In hierdie psalm vra Dawid die Here om Israel se herder te wees. En dis teen die vyande, want dit is weer 'n psalm teen die vyand. En ons het hierdie wonderlike voorreg om die psalms te kan sing waarin vyande is. As u mooi let op geestelike liedere oor die algemeen wat in kerke gesing word, doen moeite en gaan kyk op die internet, dan sal u beswaarlik sien dat daar vyande in daardie liedere is. Maar in die psalms voortdurend die vyande. Want God het gekom om te oorwin, hy het gekom om te verlos, en hy het ons gekom om ons van ons sonde te verlos, maar ook van ons vyande te verlos. En so Dawid is weer hier besig om te bid teen sy vyande, want dit is 'n baie belangrike deel van ons geestelike lewe. En Dawid was gefassineer met die feit van herderskap, want hy self was 'n herder wat na skape gekyk het, en die kudde, die skape was baie belangrik vir die boerdery, maar een probleem van skape is dat hulle kan maklik deur selfs klein roofdiere platgetrek word. Bokke is in 'n meerdere mate meer geneig om hulle horings te gebruik. Skape, en veral die ramme, is ook nie skaam om dit te doen nie, maar in baie opsigte dan sal 'n skaapram eerder weghardloop van 'n vyand af. En so die skape, die kudde, is baie weerloos. En so, omdat Dawid dan sy pa se skape opgepas het en hy eintlik van agter die skape gaan haal is om gesalf te word as koning oor Israel, het hy ook gesien hoe maklik die mens vinnig, wanneer hy leierloos is, herderloos is, so skape is wat weerloos is. En so vir Dawid, Psalm 23, gaan daardie psalm grootliks oor die Here is my herder. En begin hy met daardie psalm oor die Here is my herder. Hier aan die einde van hierdie psalm
sê Dawid dat die Here die herder van sy volk is, omdat ons baie keer weerloos is, omdat ons baie keer deur roofdiere omsingel word in die geestelike sin. Hy praat weer eens hier van vyande, in die meeste gevalle ons verwag dat dit in die meeste gevalle is dat dit vyande soos Goliat, soos die Filistyne, soos die volkere rondom hulle is. Maar in baie opsigte is die vyand uitgebeeld van mense wat onder hulle is, onder die volk is. En hy sê in vers 3, spreek met hulle naaste, maar hulle is kwaad, daar's kwaad in hulle. En so, hier word gepraat van naaste, hier word gepraat van die volk onder mekaar, en wat goed met mekaar onder mekaar praat, maar daar's kwaad in hulle. En dan ook in vers 5, die mense wat nie ag gee op die dade van die Here nie. So dis mense wat luister en veronderstel is om te hoor die groot dade van die Here wat verkondig word, maar nie dit ter harte neem nie. En so dit help ons om die meeste van die teestanders wat ons as gelowiges teekom, om te besef dat dit nie noodwendig op 'n plek deur ver is waar op hierdie stadium van die wêreld die bomme besig is om te val nie. Dan sal ons sê, dit identifiseer ons nou maklik as die vyand. Maar die vyand wat hiervan gepraat word, is die mense rondom Dawid, wat nie net sy koningskap dan vir 'n gevaar inhou nie, maar vir die volk van die Here. En hy as die koning van Israel is besorg oor die veiligheid en oor die welstand van die volk van die Here. So, as ons nou kyk na wat sou die oplossing van Dawid wees in hierdie psalm, begin hy daarmee om te sê dat ons toevlug na God en sy woord geneem moet word. Soos ons sien in ons tema, die Here het sy seun gestuur om ons verlosser en herder te wees. Neem jou toevlug na hom. En dis wat Dawid gedoen het. Dawid neem sy toevlug na die Here. Ek roep U aan, o Here, my rots. Draai nie stil swygend van my af weg nie, sodat ek nie as U teenoor my bly swyg, word soos die wat in die kuil neerdal nie. Dawid gee vir ons die oplossing in die eerste woorde van hierdie psalm. Ek roep U aan, o Here. En soos gewoonlik help Calvin ons baie om hierdie psalm mooi te verstaan. En hy sê, wanneer mense in krisisse kom, is daar skaars 1 uit 100 wat hulle toevlug na die Here neem. En dis sy belewenis van Europa en reformatie Europa. Wat sou ons sê van 'n afvallige tyd soos wat ons beleef? En so daar is baie mense wat die naam van die Here noem, maar werklik min wat hulle toevlug na die Here neem. Wat in ons tyd sal sê dat ons het die Here nodig. Ja, daar is mense wanneer hulle in krisisse kom, dan begin hulle om planne te maak, maar Dawid se roeping tot God was voortdurend. Dis ook vir my 'n groot probleem met groepe, sosiale groepe wat gestig word en sê, ons kyk na die wêreld rondom ons, ons sien daar is 'n groot probleem, ons wil graag 'n oplossing vir daardie probleem hê. Ons het verskeie sulke groepe. Jy kry onder die regskenners, ken jy sulke groepe, en dan stig hulle dit en hulle vra fondse en hulle het allerhande dinge. Ons sien onder ons eie mense is daar, soos dit gewoonlik onder die Afrikaners is, nooit een groep nie. Soos hulle sê, 3 Afrikaners, 5 opinies. En sodoende het ons hierdie verskillende groepe. En ons het nodig om nie agteroor te sit nie en aksie te neem. Maar wat my geweldig pla
is hoe bang hulle is om die naam van die Here aan te roep. Dis amper asof hulle die naam van die Here net soos met 'n veerestowwer net so oorvee, maar wil nie bou op die fondament van God en sy verlossing. Hulle is duidelik nie geanker in God se woord nie, want hulle oplossing is, ons het hierdie 5-punt strategie. Ons het hierdie 10-punt plan om onsself uit hierdie situasie uit te help. En dan word die vyand in baie van hierdie groepe nie gesien as die ongelowiges van hierdie wêreld nie, maar soms is dit dat hulle baie fokus, en ek sê nie almal van hulle nie, maar soms is dit dat hulle fokus net op kultuur en op nasies en so dit pla werklik dat ons weet dat daar probleme is, legio van mense wat na vore kom en sê, ons sal 'n oplossing bied, ons het die plan wat gaan maak dat ons uit hierdie krisis kom. Dawid se oplossing is baie meer eenvoudig. Neem jou toevlug na die Here. Ek roep tot die Here, om erns met God te maak, om erns met sy woord te maak. En so, die vraag is, gelowige, as jy in 'n krisis verkeer, wat doen jy eerste? Gaan sit jy heel eerste met pen en papier en sê, ek moet 'n plan optrek om myself uit hierdie krisis uit te kry. En ek sê nie dat ons nie verantwoordelikheid vir ons situasie moet neem nie, dis nie wat ek sê nie. Ons moet, maar heel eerste is dit om God aan te roep en vir hom te vra vir wysheid. Want met watter wysheid gaan ons dan hierdie probleme takel? As dit nie is dat ons heel eerste voor God stil word nie. Wanneer ons hom aanroep, wanneer ons luister na sy woord. Anders is dit net bloot wêreldse wysheid. En Dawid het na die Here gegaan en hom geroep en gesmeek dat die Here hom sal antwoord. Maar ook dat die Here met hom sal praat. My rots, draai nie stilswygend van my af weg nie, sodat as u teenoor my bly swyg, word soos die wat in die kuil neerdal nie. Wat Dawid moontlik in gedagte het, was koning Saul. Koning Saul het nie na die Here geroep nie, het nie sy afhanklikheid van God gepleit nie, maar hy het gesê, ek sal dit op my manier doen. Wanneer daar vir hom gewaarsku is en gesê dat hy moet wag, het hy nie op Samuel gewag nie, maar gedoen net soos hy wou. En omdat hy gedoen het net wat hy wou, het die Here hom aan homself oorgegee. En die Here het nie meer met Saul gepraat nie, nie deur die priesters nie deur die Urim en Tumim nie deur die profete nie. Die Here het geswyg. Dawid kom na die Here en hy weet, omdat hy nog sondig is sy verdiende loon dat die Here nie verder met hom sal spreek nie. Maar hy pleit dat die Here nie sal stil bly en weg van hom af sal gaan nie, maar dat die Here met hom sal bly spreek. En ons dink baie keer, wanneer ons na die kerk toe kom, wanneer ons stilte tyd hou by die huis, wanneer ons huisgodsdiens in ons gesin doen, dan dink ons die blote feit dat ons die Bybel oopmaak en as 'n gesin saam bid, of as ek daar een kant bid, die Here moet my verhoor en die Here moet maar tot my spreek, dit is maar wat gebeur. Dawid neem nie dit as vanselfsprekend nie en
weet dat dit genade uit die hand van die Here is, deurdat God met ons praat en dat ons tot hom kan nader. So kom hy dit pleit. Hy is geheel en al afhanklik. Om te praat en om te luister, van God is hy afhanklik. Want Dawid weet dat mense met hulle planne wankel, maar die Here wankel nooit nie. Wat Dawid dan hier in gedagte gehad het, was dan, soos ek gesê het, moontlik Saul, en Saul het later geweet dat die Here nie met hom praat nie, en hy het so ver gegaan om 'n vrou met 'n waarsêer gees te gaan raadpleeg, 'n heks, die towerheks van Endor. En dit waarsku die Here in sy woord, mag nie gebeur nie. Levitikus 19 vers 31. Begeef julle nie tot die geeste van die afgestorwenes en die geeste wat waar sê nie. Soek nie om julle deur hulle te verontreinig nie. Ek is die Here julle God. Maar Saul het nie geluister na die woord van die Here nie. Daarom het die Here nie met hom gepraat nie, en hy het die begeerte gehad dat God met hom spreek, en daarom sou hy selfs ander middele gebruik om te probeer om uit te vind wat dit is wat hy moet doen. Nie na God toe gegaan nie. Was nie bereid om hom te bekeer nie. Maar dan hierdie gees, die waarsêer geeste, demoniese goed wat hy homself mee besig gehou het. En sodoende het Saul in die kuil neergedaal. Dawid sê, Here, moenie stil bly teenoor my, sodat ek word soos hulle wat in die kuil neerdaal nie. Wanneer ons dit as vanselfsprekend aanvaar, dat God moet maar met ons praat, en ons kan maar net in sy teenwoordigheid instorm, en ons versoeke, versigtinge kan ons voor God stel, en hy moet dit vir ons gee. Wanneer ons daardie gesindheid inneem, is ons in groot gevaar. Dan staan ons voete in die rigting van die kuil. En daar is baie wat na ons toe kom met 'n Bybel in die hand. Jy kry die Mormone, jy kry die Jehova-getuies, jy kry allerhande verskillende groeperinge, kultusse en sektegroepe wat na jou toe kom met die Bybel. Self verstaan hulle nie wat daar geskryf is nie, maar hulle skroom nie om hulle eie interpretasie te gee, terwyl hulle so kortsigtig is dat hulle nie kan sien dat dit nie die konteks is waarin daardie skrifgedeelte gebruik word nie. En hulle maak die volk afvallig. Hulle voete staan na die kuil se kant toe en hulle daal neer. Jesaja 28 vers 9 en 10. Vir wie wil hy dan kennis leer, en vir wie wil hy die openbaring verstaanbaar maak? Vir die wat van die melk gespeen, wat van die moederborste weggeneem is, want dit is gebod op gebod, gebod op gebod, reël op reël, reël op reël, hier 'n bietjie, daar 'n bietjie. So spreek Jesaja dan teenoor die volk en sê, hierdie volk luister nie wat God sê nie, dit verhinder hulle nie om die Bybel nader te trek nie, hulle het nog steeds die skrifte, hulle lees nog steeds daaruit, maar dit is niks seggend vir hulle nie, soos 'n papegaai sê hulle reël op reël, gebod op gebod, hulle hou maar net aan, hulle memoriseer dit. En sodat wanneer Christus, toe hy op die toneel verskyn, en hy hulle daarop attent moet maak, het julle nie gelees wat daar geskryf? Natuurlik het hulle gelees, maar hulle het gelees en dit nie verstaan nie. Want hulle het gelees om nie te verstaan nie. Hulle het gegaan en hulle wou hulle eie interpretasie gee, en hulle wou nie luister na wat die Here sê nie. Daarom het dit vir hulle gebod op gebod, reël op reël geword. En God sê vir sy volk dat hy duidelik tot hulle spreek, maar hulle sonde maak dat hulle nie die waarheid kan sien nie. Ons sien diegene wat
in wat God, in wie se harte God werk, verstaan. Dis waarom die Here vir Filippus gestuur het na die eensame pad van Gaza, en daar het hy die Ethiopiër gekry wat op 'n wa gery het en besig was om die profeet Jesaja te lees, en daar vra Filippus vir hom, meneer, verstaan jy wat jy lees? En dadelik die gewilligheid, hoe kan ek verstaan as niemand dit nie vir my uitlê nie? So ons sien dat daardie gewillige hart, gewillig om te hoor, deur wie sy gewillig gemaak? Deur God wat in hom gewerk het. Maar die Judaiseerders het geluister, maar nie verstaan nie. 2 Korintiërs 3 vers 14. Maar hulle sinne is verhard, want tot vandag toe bly by die lesing van die Ou Testament dieselfde bedekking sonder dat dit opgelig word. Die bedekking wat in Christus vernietig word. Die feit dat mense lees en nie verstaan nie, weerhou hulle nie daarvan om te lees en hulle eie interpretasie te gee nie. En intussentyd is hulle besig om hulle self tot vernietiging te bring. Hulle doen wat die vyand doen. En Dawid vra, Here, moenie dat dit met my gebeur nie. Ek roep U aan, ek is afhanklik van U en spreek tot my en word asseblief nie stil nie. Want dan sal ek in die kuil neerdal. Ook ons as kerk het nodig om te weet dat die openbaring van God se woord is nie maar net vanselfsprekend nie. Daarom sê Paulus, Efesiërs 1 vers 16 tot 18, hou ek ook nie op om vir julle te dank as ek aan julle in my gebede dink nie, dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring in kennis van hom mag gee, verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is. Ons moet God pleit, Here, open die waarheid van U woord, dat ons nie mense volg wat die skrif wil verklaar, net soos hulle wil nie, en die hele klomp wat hulle volg, na die kuil wegvoer. Ons is afhanklik deur Christus om tot die troon van genade te nader. Ons is afhanklik van God dat hy deur sy seun, deur sy gees tot ons sal spreek. Maar mense in baie opsigte wil nie luister nie. Hulle wil dit so hê, dat die dinge so duister is en duister gemaak word, en helder en duidelike teksverse wat vir ons uitlig wat ons as kinders van God veronderstel is om te doen, wil hulle vertroebel en sê dit is onseker. Hulle wil dit so hê. Jeremia 5 vers 30 en 31. 'n Ontsettende en afskuwelike ding het in die land gebeur. Die profete profeteer vals en aan hulle sy oefen die priesters mag uit, en my volk wil dit graag so hê. Maar wat sal julle doen aan die einde daarvan? So as mense dit so wil hê, soos wat Saul dit so wou gehad het, en Dawid het gesien het, laat ek dan nie wees soos hulle wat in die kuil neerdal nie, dat ek nie soos Saul sal optree nie. Sy afhanklikheid van die Here. Omdat mense baie keer hulle self wegdraai van die woord van die Here. Soos met Saul, staan die Here terug en gee hom in homself oor. En dit sal met ons ook gebeur, as ons dit doen. Amos 8 vers 11 en 12. Kyk, daar kom dae, spreek die Here, dat ek 'n honger in die land stuur. Nie 'n honger na brood nie, en nie 'n dors na water nie, maar om die woorde van die Here te hoor. En hulle sal swerwe van see tot see en rondslinger van noord na oos, om na die woord van die Here te soek, maar hulle sal dit nie vind nie. Saul het ook gesoek, vreeslik gesoek, en nie gevind nie, want eintlik wou hy nie vind nie. Eintlik wou hy nie hoor nie. Dawid leer vir ons,
om tot God te nader en God tot ons te nader, is genade van God alleen. Hy is die een wat in ons harte werk. Ons is afhanklik van hom. So is daar baie mense in die land, soos ek gesê het, groeperinge, wat allerhande dinge het, maar mense kom agter, God het stil geword. En hulle spreek nie deur die wysheid van die Here nie. En meeste gee net nie om dat daar nie meer in die weg van die Here gewandel word. Selfs wanneer ons het nou verkiesing aan die einde van die jaar en dan is daar hierdie selfkonservatiewe Christelike sogenaamde partye, dan praat hulle oor die radio. En dan vra die omroeper, is daar 'n plek vir homoseksuele by julle party? Ja, verseker, almal is welkom. Ons sal almal akkommodeer. In plaas daarvan om hulle stem te gebruik om te sê, weet jy wat, hierdie mense is belangrik, maar hulle het God nodig. Dan moet bekering vir hulle gepreek word, maar hulle duins terug vir die prediking van bekering, omdat hulle self nie bekeer is nie. Ons het 'n geweldige probleem. Ons sien in ons land baie wat nie afhanklik is nie, maar ons as gemeente, die Here roep ons om afhanklik van hom te wees. Die Here roep ons om by hom te skuil, om hom te vertrou. Maar God spreek, en hy spreek helder en duidelik, maar is nie 'n gegewe dat mense sal luister nie. Die gegewe is eerder dat mense nie sal luister nie. Soos wat Jesaja 53 vir ons sê, Jesaja 53 vers 1, wie het geglo wat aan ons verkondig is? En aan wie is die arm van die Here geopenbaar? Hierdie teksvers haal Jesus aan in Johannes hoofstuk 12 vers 38. Die tendens is eintlik mense wil nie luister nie. Daarom vra Jesaja eintlik in 'n baie groot mate in wanhoop. Wie het geglo wat aan ons verkondig is? Maar God het sy uitverkorenes. En hy werk in hulle harte, dankbaarheid en 'n gewilligheid om met hom te spreek en 'n gewilligheid om na hom te luister. Dat ons kan lees en kan verstaan, sodat ons nie in die kuil afdaal nie. Nou ons kan sê, wel, Saul was waarskynlik iemand wat miskien verlore gegaan het. Daar's mense wat verskil in hulle opinie. Ek dink dit was, vir my is dit duidelik dat hy iemand was wat God vertoren het en wat die verbondsvloeke op homself getrek het. En maar is daar kinders van die Here wat so kan wandel dat God stil word? En die antwoord is ja. Samson word vir ons in die boek Hebreërs hoofstuk 11 uitgelig as 'n man wat geloof gehad het. Maar Samson, die Here het stil geword in Samson se lewe omdat Samson nie wou luister nie. Rigters 16 vers 20, dis nou toe Delila hom verlei het en sy hare afgeskeer het. Toe sê sy, die Filistyne op jou Samson. Toe het hy uit sy slaap wakker geword, sê hy, ek sal vry uitgaan soos die vorige kere en my losruk, want hy het nie geweet dat die Here van hom gewyk het nie. Want hy het nie geweet dat die Here van hom gewyk het nie. Maar wat is die verskil wat ons sien in Samson se lewe wat ons nie in Saul se lewe sien nie? Samson se lewe het bekering gehad. En so ons as kinders van God, ons moet tot God nader met die wete ons is afhanklik van hom. Daarom sê Dawid, hoor die stem van my smeking as ek jou aanroep om hulp, as ek my hande ophef na die binneste van u heiligdom. Hy smeek dat God hom sal verhoor as hy spreek en hy
pleit dat God, hy wil die woord van die Here hoor en hy wil nie hê die Here moet stil wees nie, maar hy wil ook hê die Here moet met hom spreek. En daarom sê hy dit vir die Here, daarom bid hy. En so word ons ook deur Christus geleer in die Onse Vader gebed, soos ons ook in Sondag 45, vraag en antwoord 116 van die Heidelbergse Katekismus lees. Waarom is die gebed vir die Christene nodig? Antwoord, omdat dit die vernaamste deel van die dankbaarheid is wat God ons eis. En omdat God sy genade en Heilige Gees alleen aan hulle wil gee, wat hom met hartlike versigtinge sonder ophou daarom bid en daarvoor dank. En Dawid is 'n voorbeeld van dit wat ons hier sien, wat die Heidelbergse Katekismus ons tot aanspoor. Hy het voortdurend voor God gepleit, spreek met my, en jy kan deur die psalms wat hy geskryf het, spreek met my, wees nie stil nie, wanneer ek roep, hoor my, sy afhanklikheid is van die Here. En die goddelose se oordeel is verseker aan die ander kant. En Dawid sê, ek wil nie deel wees van daardie oordeel nie. Vers 3, ruk my nie weg saam met die goddelose en saam met die werkers van ongeregtigheid nie, wat van vrede spreek met hulle naaste, maar daar is kwaad in hulle hart. So hier sien ons weer dat Dawid praat van die mense wat rondom hom is, en die mense wat kwaad van Dawid spreek, juis omdat hulle hom haat, omdat hy in God se weë wandel. Hy sê hulle spreek van vrede met hulle naaste, maar daar is kwaad in hulle hart. Dawid se seun Salomo waarsku ons, Spreuke 27 vers 6, dat die soene van die vyand is oorvloedig. Die wat so mooi met jou praat, maar as jy jou rug draai, dan praat hulle kwaad. En ons moenie ons ore uitleen vir mense wat kwaad spreek van die wat in die woord en in die wil van die Here wandel nie. Dawid praat met God ook oor sy vyand. Vers 4 en 5, gee hulle na hulle dade en na die boosheid van hulle handelinge, gee hulle na die werk van hulle hande, vergeld hulle na hulle dade, omdat hulle nie let op die dade van die Here of op die werk van sy hande nie, sal hy hulle afbreek en nie bou nie. En so Dawid gaan gee dit vir die Here, en hy praat met die Here oor hierdie mense. Hy gaan nie skinder by ander mense nie, hy gaan gee dit aan die Here. En hy vra die Here om hulle te oordeel. En let mooi, gee hulle na hulle dade, meervoud. Handelinge, meervoud. So dit was nie asof iemand iets teen Dawid verkeerd gedoen het en hy hom nou bloedig vererg het vir 'n opmerking wat iemand gemaak het nie. Dis mense wat aanhoudend en aanhoudend en aanhoudend kwaad gespreek het van hom, kwaad gespreek het van hulle naaste en nie geluister het na God nie. En die Here sê, en Dawid sê vir die Here, oordeel hulle. En ons kan met vrymoedigheid oordeel roep in die gebed tot hulle wat God nie liefhet nie, vir hulle wat skade doen aan die koninkryk van God. Want hier is die versekering, ek en jy weet nie, wanneer iemand maak asof hy 'n kind van God is, maar intussen is hy 'n heiligelaar. Ons kan nie binne in mense se hart sien nie. Aan die ander kant kry jy kinders van die Here wat nie altyd so voorbeeldig optree nie, en jy weet nie, is dit 'n kind van God wat nie voorbeeldig optree nie, of is hy 'n heiligelaar? Daai grys gebied ken ons nie. Ons weet nie, ons ken nie mense se harte nie. Maar God ken hulle harte. En daarom wanneer jy tot die Here nader en sê, hierdie persoon is besig om skade te veroorsaak, kan jy verseker weet, God tigtig sy kinders, maar hy sal nie 'n oordeel oor onskuldige mense bring nie. Party mense is geheel en al so bang en so versigtig om hierdie vloekpsalms te bid en te sê, oordeel die vyande. Maar hoekom het God dit vir ons gegee om op te teken?
hy sal nie die regverdige saam met die goddelose ombring nie. So miskien het jy net 'n vete teen iemand, maar jou gebed is veilig by God. Miskien is dit net jy wat moet verander, wat verkeerd is. En so moet ons as kinders van die Here weet dat ons met vrymoedigheid dit kan bid, want daar kan nie 'n vloek kom op die wat die Here seën nie. So moenie bang wees nie. Gaan sê dit vir die Here en die Here sal ons harte openbaar as ons verkeerd is. En hy sal nie optree teenoor die wat reg is nie, want onthou, elkeen se weg is reg in sy eie oë. Daarom is ek verseker dat Saul die tyd as hy sou bid, miskien teen Dawid sou bid en vra dat die Here hom straf en die Here sal dit nooit doen nie, want Dawid het in sy weë gewandel. Maar die oordeel het Saul getref. So moenie bang wees om dit wat God in sy woord vir ons opgeteken het, om tot die Here te roep nie. Kind van God, ons het vyande wat ons bedreig. Van ver en wyd is daar plekke waar bomme val en mense in oorlog betrokke is. In 'n nadere situasie is ons binne in ons land, het ons vyande wat teen ons roep en vir ons uitwissing. En nader nog steeds as dit, het ons binne in die gemeenskap van die heiliges, het ons die vyand, die hygelaar. En so kom die Here en hy leer vir ons dat ons afhanklikheid van hom moet wees. Dat ons met ons hele hart tot hom sal roep en gewillig sal wees om te luister en nie afgetrek te word in die kuil deur die wat nie vir God wil luister nie. God is 'n herder van sy skape en hy wil ons beskerm teen die roofdiere. Hy wil ons beskerm teen die wat vernietiging bring. Hy wil ons beskerm teen ons vyande. Kind van God, daar is niemand anders waarheen ons toevlug kan neem as na God toe. Alleen na hom toe. En daarom laat ons wandel in die voorbeeld van Dawid in dankbaarheid. Laat ons dankbaarheid duidelik word wanneer ons tot God nader en tot hom alleen bid. Kom ons bid saam. Ons almagtige Hemelse Vader, ons dankie dat ons U kan ken, omdat U Uself aan ons kom openbaar. Here, ons het nog sonde in ons en verhardheid en ongehoorsaamheid en louheid, wat U ook wil ons van verlos. Ons het die vyand, die duiwel, ons het die vyand in die wêreld en ons het die vyand ook in ons wat nog, die sonde wat nog in ons oorbly. O Here, verlos ons van al drie hierdie vyande. Daarom het ons ook nodig om na onsself te kyk, ons in die spieël van U woord te sien. En vra ons Here dat U woord in ons midde sal open, dat ons in die regte weë sal wandel. Ons vra U om ons te help om nie die te volg wat besig is om mense in die kuil in af te trek nie. Ons roep U aan, Here. Ons kan voorwaar sonder U niks doen nie. Wees ons barmhartig. Wees ons genadig. Help ons om staande te bly en help ons om weerstand te bied teen hulle wat U nie liefhet nie. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ons het nou geleentheid om die Here te dien met ons offergawes.